Hallo julle. Welkom ons boetas wat nou daar van Winburg af gery het vanoggend om betyds hier by die kerk te wees. Ons is bly julle het veilig hier aangekom en dat die hand van beskerming oor julle was. Kom ons sluit ons oë. Abba Vader, daardie liedjie wat ons nou gesing het, die praise and worship lied. Your breath is in our lungs. And that is why we praise you, Father God. Dankie Here vir u goedheid en u guns wat met ons loop. Alhoewel dit soms moeilik gaan, Vader, weet ons dat u vir ons in u woord sê, ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. En dan kry ons moed, want dan weet ons, Vader, koning Dawid het dit dan vir ons ook geskrywe in Psalms, met my God kan ek 'n bendestorm loop, my God spring ek oor mure. En dankie Here dat u bemoeienis met elke een van ons wat vanoggend hier sit het. Dankie vir u goedheid, Vader, vir u seëninge, die blessings, Vader, in terme van dit wat ons kan doen met ons praise and worship, die klank, die opneem, al daardie dinge, Vader, wil ons net vir u eer. Maar dankie ook vir hulle wat gewillig is om in te staan en te help, sodat alles goed kan afloop. Dit is wat u in ons bewerk, Here. Ons is maar net die instrumente in God se hand en so is elkeen van ons hier deel van daardie liggaam en elkeen het 'n doel ook in hierdie gemeente waarin u ons geplaas het. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenkings van my hart u welbehaaglik sal wees, my rots en my verlosser. Amen. Daar sê, vir u wat verlede keer nie hier was nie, ek wil niemand op die spot sit nie, so ek kan nie vra, kan julle onthou waaroor ons gepraat het nie, want ek glo julle almal kan nog onthou. Maar ek wil dit herhaal. Uit genade alleen word ons gered. Nou God doen dit om een rede, en ek weet, dit is om die ewige lewe te kan beerwe. Maar God het ons kom maak wie ons nou is. God het ons kom herskep. En as ons gaan stil sit en dink oor alles wat God in sy groot barmhartigheid vir my en vir jou gedoen het, dan kan ons nie anders as om onsself as 'n lewende offer vir hom te gee nie. En hierdie is die groot doel waarvoor ek en jy gered word, sodat ons lewe dan kan toewy aan die goeie werke waarvoor hy vir my en vir jou bestem het. Ons leef dit dan uit. Hy is nou deel van ons. En toe ek nou by die huis gaan sit, en ek het verlede keer vir julle gesê, ons is in Rustenburg toe ek daai spesifieke woord kon kry het, of net die tema, toe ek met Bernie gepraat het, uit genade alleen, is julle gered daar in Efesiërs, het ek gesê, daar is woord wat ek met julle gaan bedien. Ek weet nie wanneer nie, want die Gees het my gesê, nee Pel, jy praat oor uit genade is julle gered, nou wil jy net wegstap. Maar dit is nie 'n reeks nie, dit haak net in met dit wat ons verlede keer oor gepraat het. En die Gees vat my na die skrif toe, daar is hele klomp baie skrif,
Daar is 4 mense wat ons vanoggend gaan na kyk. Net baie kortliks. Dis daar in Lukas. En toe daai stuk lees, toe sê die Here, dis waaroor jy gaan praat. Ek kan nie ander woord met u deel as die Here vir my dit maak en sê, Here, ek gaan dit bære vir 'n ander dag nie. Ek moet gehoorsaam wees. En julle sal dit agterkom as ek hierdie stuk nou lees ook, hoe ek op die tema afgekom het. Die tema vanoggend, voordat ons by die skrif gaan kom, wat moet ek doen? Dit hang so los. Stem nie saam met my, wat moet ek doen? Wat? Maar ons gaan agterkom soos wat ek aangaan, wat God vir ons sê. Lukas 18, ek lees daar vanaf die 18de vers. Maar die opskrifie van hierdie spesifieke gedeelte is nogal treffend, want dit pas in by uit genade is ons gered. Die opskrifie sê, en ek wil dit lees vir julle, om alles prys te gee en Jesus te volg. En is net daar, maar voor ek die stuk lees, wat ek agterkom, guys, my ou Boeta, nie een van ons is volmaak nie. Ek skiet 'n bietjie kort. Vers 18 sê, iemand uit die geleedere van die geestelike leiers, belangrik, iemand uit die geleedere van die geestelike leiers, ek sê nie hy was 'n dominee nie, ek sê nie hy was 'n pastoor nie, maar hy was 'n geestelike leier, het aan Jesus gevra, goeie leermeester, en hier kom die tema, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus het gereageer. Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie. Behalwe een, en dit is God. Jy ken mos die gebooie. Hy's 'n geestelike leier. Dis hoekom Jesus vir hom sê, jy ken mos die gebooie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis aflê nie. En die man antwoord vir Jesus, al hierdie dinge het ek nagekom van kleins af. Kan jy sien hoekom ek sê dit hak so mooi in wat ons verlede keer gesê het, oor gepraat het, uit genade word julle gered, nie deur julle werke nie, dis 'n gawe van God. Hy sê vir die Here, maar ek het alles, hierdie dinge het ek gedoen. Toe Jesus dit hoor, het hy vir die man gesê, daar is een ding wat by jou kort kom. Gaan en verkoop alles wat jy besit en gaan deel dit die opbrengs aan die armes uit en jy sal 'n skat in die hemel hê. Dit sê nie dat ons alles moet gaan verkoop. Hierdie is 'n verhaal en die Here het spesifiek iets wat hy vir my en vir jou wil kom sê. Maar dit sê nie gaan verkoop alles en deel dit uit nie. Dis nie wat die Here van ons verwag nie. Want baie mense sê dis wat ek moet doen. En as ek nie dit doen nie, dan gaan ek kort kom. Nee, dit is nie. Kom dan hierheen. So gaan verkoop daai goed, kry dit nou. Kom dan hierheen. Word my disipel.
en volg my. Dis belangrik. Volg my. Toe hierdie man dit hoor, het hy baie hartseer geword, want hy was skatryk. Tot sover toe hy die onfeilbare woord van die Here. Ons het hier gelees van 'n ryk man. Maar hierdie ryk man was ook 'n geestelike leier. En hy nader Jesus en hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En ek wil vers 18 weer aanhaal. Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Hoor u waar is die klem van hierdie vraag? Om die ewige lewe te beerwe. Ek het net nou vir u gesê, wat moet ek doen? Dit hang los. Maar om die ewige lewe te beerwe, het hy gevra, wat moet ek doen? En hier kom die spesifiekheid in. Om die ewige lewe te beerwe, wat moet ek doen? Wat moet jy doen? En Jesus het vir hom gesê, jy ken die gebooie. Jy het dit gelees, jy weet dit, jy's 'n leier in die kerk. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis spreek nie. Jy mag nie begeer nie. Maar hierdie ryk man antwoord Jesus, maar van kleins af het ek daardie dinge onderhou. En toe Jesus dit hoor, toe spreek Jesus vir hom. Hy sê, nog een ding kort jy. Jy het al daardie dinge gedoen, maar jy kort een ding. Raak ontslaaf van alles wat jy het. Hy sê, maar dan kom jy en jy volg my. En dit is wat Jesus wil hê ons moet ook verstaan. Dit is die opskrifie van daardie stuk ook, ek het dit vir julle gelees. Ek, my boetie en sussie, en u wat hier sit, sal alles met prys gee om hom te volg. Dit beteken nie om alles te gaan verkoop nie. Daar is aanpassings wat ek en jy sal moet maak in my lewe. Ek kan nie net aangaan soos wat ek altyd aangegaan het nie. Die ryk man was bedroef gewees, omdat hy alles moes prys gee. Want jy sien, die wêreldse dinge was vir hom belangriker as die ewige lewe. En in Lukas 19 is die hoofstuk net na die ene wat ons nou gelees het. Lees ons van 'n ander ryk man. Hy was die hooftollenaar gewees. Baie van julle sal al klaar herken wie dit is. Hy het belasting ingevorder en dat hy dit oorbetaal aan die Romeinse ryk. Maar die Jode het nie 'n goeie verhouding gehad met hierdie tollenaars nie. Gaan lees maar die woord. Hoekom nie? Want jy sien, hulle het meer belasting ingevorder as wat hulle moes. En wanneer hulle daardie gelde dan oorbetaal het aan die Romeinse ryk, het hulle daardie fondse wat hulle oorverhaal het, in hulle gatsakke gedruk. Hulle het dit vir hulle self gehou. Dis steel. Jy vat geld wat nie aan jou behoort nie, want hulle het oorverhaal. En dis hoekom die Jode nie van die tollenaars gehou het nie. Hierdie tollenaar na wie ek verwys, sy naam was Saggeus. Sy 'n klein mannetjie gewees. Toe Jesus die stad inkom, het hy gehoor van Jesus. En hy wou vir Jesus sien, maar omdat hy kort was, klein van gestalte was, moes die perd in 'n boom klim, sodat hy kon check. Anders sou hy nie vir Jesus sien het nie.
Want daar's te veel mense en die mense is groter as hy, so hy sal vir Jesus nooit kon raak sien. Lukas 19:3, en hy probeer om Jesus te sien wie hy was, maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het seker gehoor, hier's dinge wat plaasvind, want dit is gerumoer, mense het seker begin praat en want hulle is bly, hulle sien nou vir Jesus. En toe Jesus by daai boom kom, toe kyk hy op en hy sien vir Saggeus in die boom. En hy sê vir hom, Saggeus, klim dadelik af, want vandag moet ek tuis gaan by jou. Die mense wat rondom Jesus was, het dit gehoor. Gaan lees maar die woord. Hulle vra vir Jesus, maar hoekom gaan jy tuis by die grootste skelm in die dorp? Want hy was die tollenaar wat ook oorverhaal het, wat ook die geld in sy gatsak gedruk het. Dan sê hulle vir Jesus, maar nou gaan jy tuis by die jou. Maar kosbaar is dit om te sien, dat die woord van God vir ons sê, vanaf daardie dag af het Saggeus se lewe heeltemal verander. Hy het dan ook voor Jesus gestaan, toe Jesus by hom in die huis was, na die gesprekke wat hulle gehad het. En hy sê vir Jesus, en dit kom uit die boodskap Bybel, van nou af gaan ek anders lewe. Maar ek wil konteks vir gee in terme van wat ek bedoel hierso by van nou af gaan ek anders lewe. Want in daardie selfde gedeelte in Lukas 19 het Jesus vir Saggeus gesê, toe hy met hom gepraat het, vandag het daar redding gekom vir hierdie huis. Volgens die woord, een van die vertalings, die grootste skelm wat Jesus by tuis gegaan het, sê Jesus vir hom, vandag sal daar redding kom vir jou. En toe ek dit hoor, toe sê ek, dankie Here, vir u genade oor hierdie sondaar. Hierdie sondaar mens wat voor u staan, dankie Here, vir daai absolute groot genade wat u aan my getoon het. Die genade wat God aan u wil gee. Lukas 19:10 sê Jesus dan vir hom, nadat hy gesê het, vandag gaan daar redding kom. Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Wie is dit? Ek, Here. U wat hier sit. En hierdie gebeurtenis vat my daar na Johannes toe. Johannes 3 en Johannes 4. En is weer twee mense. Ons het gekyk na die ryk man, wat vir Jesus gevra het, wat moet ek doen? Ons het gekyk na Saggeus. In Johannes 3 lees ons van Nikodemus, en meeste van ons ken hy verhaal van Nikodemus. En in Johannes 4 lees ons van die Samaritaanse vrou. Die woord van God praat van die sondares, wat by die put gekom het. Maar ek wil begin by Nikodemus. Hy was ook 'n Fariseer gewees. Nie ook nie, die ander een was 'n tollenaar. Hy was 'n Fariseer, maar hy was ook 'n lid van die Joodse Raad. So hy was 'n hoogs geleerde man. Hy het die woord van God het hy goed geken. En toe ek Johannes 3 lees, toe sien ek dat Nikodemus, die Fariseer, in die aand na Jesus toe gegaan het. Johannes 3 vers 2. Ek wil net hierdie quoteer, laat ons net kan sien. Hy het in die nag
na Jesus gekom. En toe ek dit lees, toe wonder ek, hoekom het die ou in die aand na Jesus toe gegaan? Hoekom in die nag? En die Gees kom wys my, hy sê, die Fariseërs het streng volgens die wet van Moses geleef. En daarom wou daai Fariseër nie dat die mense sien, hy het 'n gesprek met Jesus nie. En alhoewel Nikodemus die woord van God uit sy kop uitgeken het, want dis wat hulle gedoen het deur die jare, hy het dit baie goed geken, hy het die wette geken, was daar tog iets wat hy gekort het, want hoekom het hy na Jesus gekom? Hoekom wou hy met Jesus praat? En ek sien myself. Maar Nikodemus het ook 'n vraag gehad. Hy sê vir Jesus, hoe kan 'n mens gebore word as hy al klaar groot is? Jy sien, want Jesus het vir hom sê, as jy nie weer gebore word nie, sal jy die koninkryk van God nie beerwe nie. En net soos wat ons baie keer die woord vat en wonder, daar's vrae in ons kop. Kom Jesus en hy sê vir hom, hy gee vir hom die antwoord. Want hy het nie verstaan, wat bedoel Jesus nie? Hoe kan ek weer gebore word? Ek is dan groot. Ek kan nie weer teruggaan na my moeder se skoot nie. En dit is wat Jesus sê, dit is 'n geestelike geboorte wat Jesus van praat. En in Johannes 4 lees ons van die Samaritaanse vrou, die sondares. Sy het na die put toe gaan om water te gaan haal. En sy en Jesus was ook in gesprek betrokke. En Jesus sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, want sy was by die put gewees, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. En ek blaai so terug in die woord en dit gaan na Jeremia toe. Jeremia 2 vers 13, wat 'n belangrike uitlating vir ons gee. Hy is in 'n hoofletter, is wat Jesus is die fontein van lewende water. En hier sê Jesus vir haar, as jy van hierdie water drink, gaan jy weer dors kry. En dit is hoekom Jesus vir haar van die lewende water aangebied het. En net soos Nikodemus het hierdie vrou dan ook 'n vraag. Wat moet ek doen om van daai lewende water te kry? Jy sien die ewige lewe wat Jesus vir Nikodemus aangebied het, en die lewende water wat hy vir hierdie Samaritaanse vrou aangebied het, wil Jesus vir my en vir jou ook gee. Dit het nog nie verander nie. My boeties en sissies, en daarom wil die Gees van God in hierdie oggend 'n uitnodiging maak vir my en vir jou, maar ek wil skrif gebruik. Ek wil nie net my eie woorde gebruik nie, ons kry dit daar in Johannes 7, kosbare teksvers. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. En hy wat glo, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit is wat gebeur het met die vrou ook. En ons gaan net nou by dit kom. Want na haar gesprek met Jesus het sy dadelik terug dorp toe gegaan, waarvandaan sy kom. Strome van lewende water het uit haar binneste gekom. Sy moes vir hulle gaan vertel van die Jesus wat sy
ontmoet het. Jy sien die water wat Jesus vir my en vir jou wil gee, of aanbied, gaan word 'n fontein binne ons. Dit gaan aanhou borrel. Ons sal die ewige lewe beerwe daardeur. Jy sien, want Jesus het juis gekom om sondaars soos ek en jy se dors te les. Hierdie vrou se oorspronklike idee was om na die put toe gaan om water te gaan neem en huis toe te vat. Water wat hulle kon drink. Sy het haar waterkan gevul. Maar Jesus het haar fokus totaal en al weggedraai van haar tydelike behoeftes. En hy het gevat na dieper dinge. Daarom het hierdie vrou 'n verlange gehad om van daardie lewende water wat Jesus aangebied het, te kry. Dis hoekom sy vir Jesus gesê, Meester, gee vir my van daardie water, sodat ek nie meer dors kan kry nie. Want Jesus het gesê, as jy van hierdie water drink, gaan jy weer dors kry. En dit is hoe maklik dit is, my boetie en my sussie, vir my en vir jou. Dis nie moeilik nie, om van daardie lewende water te kry, om die ewige lewe te kry nie. En dit is hoekom sy teruggaan het na die dorp toe, want sy wou hulle gaan vertel het van hierdie Jesus wat sy ontmoet het. Wat haar hele lewe kom omdraai, wat dit kom verander het. En die woord van God sê, baie van die Samaritane wat in die stad was, het geglo aan Jesus deur die woord wat hierdie vrou aan hulle bedien het. Dis die strome van lewende water wat uit haar uitgekom het, want sy het gaan vertel van Jesus. Sy was opgewonde oor Jesus. Dis hoekom ons vandag hier sit. Ons is ook opgewonde oor Jesus en dit wat hy in ons en my en jou lewe kom doen het. Johannes 4:39. Baie van die Samaritane daar het tot geloof gekom op grond van die woorde van die vrou. Ons kom tot geloof as gevolg van die woord van God. Dit het ons hierin lees. Hierdie vrou was so oorweldig deur haar ontmoeting wat sy met Jesus gehad het, dat sy skoon van haar waterkan wat sy kon vul het vergeet, toe sy teruggaan dorp toe. Haar waterkan het sy net daar gelos. Ons lees dit in Johannes 4:28. Die vrou het toe haar waterkan laat staan en na die stad gegaan. Dit sê iets vir my. Wat sê dit? Ek en jy het in elk geval nie 'n waterkan nodig as die fontein van lewende water binne in ons is nie. Dan het ons nie 'n waterkan nodig nie. Want hy is die fontein wat in ons opspring. Hy is die fontein wat die water gee. Hy is die een wat die ewige lewe aan ons kom skenk. Uit genade alleen word ons gered. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Ek wil 'n voorbeeld gebruik in Jesus se gesprek met Nikodemus. Ons is weer terug na by Johannes 3. In Jesus se gesprek met Nikodemus, toe vat Jesus hom terug na die Ou Testament toe. Jesus het verwys na die koperslang wat Moses moes neem en op 'n paal moes sit in die woestyn. As jy daai gedeelte lees, sal jy sien daar was baie slange gewees en die slange het die Joodse volk gepik en baie het dood gegaan. En hulle het na Moses toe gekom en kom kla by hom en sê, kyk, ons mense sterf hier van die slange se byt. Toe sê die Here vir Moses, vat 'n koperslang, sit hom op die paal. Dan sê hy vir die volk, elkeen wat na daardie koperslang kyk en glo, sal gesond word en bly lewe.
Kan jy sien waarna ons verwys nou? En Jesus maak 'n belangrike uitspraak aan Nikodemus. Hy sê, so sal die seun van die mens ook verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal kry. Dis hoe maklik dit is. Wat moet ek doen om van daai lewende water te kry? Dis nie moeilik nie, net soos daai vrou by die put, wat sê, meester, gee vir my van daardie water. Jy sien, want as ek en jy, en ons lees dit in Romeine 10, as ek en jy met ons mond die Here Jesus bely, en met ons hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, dan sal ons gered word, ons sal die ewige lewe beerwe. Dis hoe maklik dit is. Nie deur ons werk nie, nie deur goed te doen nie, nie deur by die kerk te wees nie, deur my elke dag stilte tyd gehou nie, dit vloei uit. Dit is die vrug wat daar gaan uitkom. Wanneer ons tot redding kom, dan wil ons daai dinge doen. Maar dis nie deur dit wat ek gered word nie. Jy sien, want Jesus is die lewende fontein. Hy is die fontein wat die lewende water gee. En elkeen wat in hom glo, sal nie verlore gaan nie, ons sal die ewige lewe beerwe. Daar is niemand anders wat my en jou geestelike dors kan les nie. Dis hoekom Jesus vir haar gesê, as jy van hierdie water drink, gaan jy weer dors kry. Maar as ons van daai lewende water kry, gaan hy ons geestelike dors gaan hy kom les. Romeine 10 vers 13. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek glo dit. Here, ek glo dit. Want as ons van daai lewende water gaan drink, dan sal ons, daar sal 'n fontein in ons opspring. My lewe sal verander. Gaan dit ewe skielik alles verander? Nee. Maar daar gaan verandering kom. Dis 'n pad wat die Here met ons stap. Net soos wat hy gedoen het met Saggeus. Die grootste skelm op die dorp. Die sondares, die Samaritaanse vrou by die put. Tuis van Grenen. Die druggie. Die alkoholist waar God my kom uithaal het. Dis die genadige God wie ons aanbid. Ek gaan haas om af te sluit. Openbaring 21 vers 6. So julle kan sien waar die Gees my gevat, na die Ou Testament toe, na Jeremia toe, reguit na die laaste boek in die Bybel, Openbaring, sodat ek kan verstaan. Daai woordjie sê, daai skrif sê, ek sal aan die dorstige gee uit die fontein van water van die lewe. Nou sê hy 'n belangrike ding, verniet. Hy het betaal aan die kruis met sy lewe vir my en vir jou. Tuis, geliefdes in Christus, sit neer daai skepting. Kom ons sit dit neer. Kom ons kom kry van die lewende water. Want deur genade alleen kan ek en jy dit ontvang. Ek sluit af. Jeremia vers 13. U Here is soos 'n fontein waaruit mense drink, sodat hulle kan lewe. Dis hoekom ons van daai water wil hê. Om 'n ewigheid saam met hom te kan wees. En ek het daar gesit, en ek het vir die Here gesê, daar agter my lesenaar, Abba Vader, ek wil van daai water hê.
Vader, ek wil U ewige lewe hê. Vader, ek glo dat U die Christus is, wat in die kruis uitgesterf het vir my, vir jou wat hier sit. Kom gee vir ons van die lewende water. Amen. Die Here sal julle seën en julle behoed. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor julle verhef en aan elkeen van julle vrede gee. Shalom. Dankie. Thank you.